Hulle sê dit is in die stilte van die natuur wat ons die ware ritme van ons siele kan ontdek en daarvan weet die span by Wilderness Therapy Namibia al te goed. Hallo en welkom by Kletskompas, ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels vandag met Ben Dalton van Wilderness Therapy Namibia, maar vir eers gaan kyk ons na die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Henriette Lamprecht kuier gereeld genoeg by ons dat ek weet hierdie is haar tweede gunsteling dag van die week. Klein Saterdag. Henriette, op hierdie klein Saterdag berig Republikein dat president Netumbo Nandi-Ndaitwah nog taakmagte aan mekaar wil stel. Weet jy Irene, dit is soos ons herontwerp aan mekaar die wiel. In hierdie geval het Nikandor Nangolo wat die artikel geskryf het, hy verwys terug na 6 jaar gelede het wyle president Hage Geingob ook hierdie ekonomiese taakspan, as jy dit so kan noem, saamgestel met beloftes van 20 miljard. En president Netumbo Nandi-Ndaitwah wat nou tydens daai openbare private forum gesê het, sy gaan nou 3 taakmagte aanstel, sy ook, wat spesifiek fokus op ekonomie, behuising en gesondheid, om dit nou net weer op te hef. Maar nou vra kritisie nie, maar veral jou oppositiepartye, kom ons gaan kyk net eers, wat het geword van daai 20 miljard, wat het geword van die taakmag en die planne van 6 jaar gelede, daar kan ons uitbrei op dit, daar kan ons vra, ekskuus maar julle het nou nog nie die check gestuur nie, waar is dit? Voordat jy nuwe mense nou weer aanstel. Ja. En dan dit is basies, met ander woorde vir die ekonomie is daar 'n taakmag, vir gesondheid is daar een, vir behuising, onderwys, vir ja, en dit voel vir my baie keer, ek moet sê hierdie is nou my persoonlike mening, maar dit voel vir my baie keer ons stel taakmagte aan mekaar en hulle sit hierdie verslae aan mekaar en hulle gee vir jou 'n oorsig van wat gebeur en wat aangaan. En wat gebeur dan? Ja, en dan wanneer ons nou nie hoor wat ons wil hoor nie, dat ons probleme sommer gou vinnig en maklik kan oplos en dat dit ons eintlik gaan geld kos en belegging kos om ons probleme op te los nie, dan vergeet ons sommer net wat hulle gesê het. Ek dink die groot kwessie as jy 'n verslag het van 'n taakspan, wat ons ook nou baie sien met hierdie staande komitees wat goed besoek. En ek dink ons het al 'n storie ook geskryf. Dit is nou wonderlik dat staande komitees al hierdie hospitale of skole gaan besoek en dan stel hulle verslag op wat sê wat fout is, maar daar's altyd ook voorstelle, Irene. Maar daar gebeur net absoluut niks met die voorstelle nie. So ek sou hoop as hierdie taakmag nou vir haar 'n verslag stuur met oplossings, want dit is wat ons soek, dat sy die mag het om dit dan toe te pas. Ja, maar ons moet dit toepas. Ons kan nie met 'n oplossing wat ons reeds in ons gedagtes het, 'n taakmag aan mekaar stel, en wanneer die taakmag nou nie vir my sê wat ek gedink het nie, dan is waar, dan doen ek net met die werklikheid ook in die oë. Verwerp ek dit sommer heeltemal. Want dit help nou jou niks. Dit is 'n mors van geld en dis geld wat jy kon belê het in voorstelle van vorige taakmagte. Ja, presies. En dan Annemarie de Tooy berig hierso, Laerskool Walvisbaai het geskik met die onderwysministerie. Ja, dis nou voorlopig is Laerskool Walvisbaai se toekoms veilig. Dit gaan maar oor die ministerie van onderwys wat gevra het dat Laerskool Walvisbaai weer moet
herregistreer. En dit gaan oor finansiële state wat hulle moet indien, 'n raad wat hulle moet skep. So dit is nou onderteken en besluit al die partye het nou gesê, goed, ons doen dit so. So dit geld tot Maart volgende jaar en in daai tyd, interim tyd, betaal die ministerie nog die onderwysers daar en as die state en al die goed nou voorgelê is, dan gaan die saak dan nou weer verder. Maar vir nou is alles soos dit is. Ja, en net gou vinnig hierso op bladsy 3, stembriewe het gearriveer, dit dan nou natuurlik vir die verkiesings vir plaaslike owerhede en streeksrade, wat dan nou later vir hierdie maand sal plaasvind. 26 November. Ja. Ja, Woensdag 26 November. Ja, en dit dan nou natuurlik, ek dink 'n minder omstrede tender is laas keer, maar ek dink is baie weinig dat 'n tender nie omstrede is in Namibië nie. Suid-Afrikaanse maatskappy wat die tender gekry het daar, dit was darm nie 'n maatskappy met iemand aan die stuur wat glo baie waaroor ons al geskryf het nie. Ja. So natuurlik 'n baie belangrike verkiesing. Ek dink nie ons besef dit nie. Prof Johan Coetzee wat ook al op Kletskompas verduidelik het, jy weet, hierdie gaan oor pype en water. Ja, dis eintlik die belangrikste verkiesing. Ja, dis die een wat jy moet stem. Ja, en politieke kenners soos Henning Melber, Prof Coetzee wat sê hierdie het eintlik 'n baie groot impak op hoe kiesers gaan reageer op die volgende nasionale verkiesing. Want 'n kiezer se onmiddellike omgewing bepaal grootendeels sy gedrag wanneer dit raak jou aan jou lyf, nê? Ja. En waar jy bly en jou paaie, al daai goed. Ja. So kiesers wat ongelukkig is met hulle onmiddellike omgewing gaan ongelukkig wees wanneer hulle 'n president en 'n nasionale vergadering verkies. So gaan stem as jy nog nie geregistreer het nie, is dit ongelukkig nou te laat, maar gaan maak seker jou registrasie is in orde as jy dink jy het geregistreer. Kan ons net gou vir Gilmer Hond, as ek Gilmer Hond se ma was nie, het ek al sy hierdie seun van onder 13 en Andrew Poelman, ons daar's nie 'n beter sportjoernalis as Andrew Poelman nie en hy het met stats gekom. Nou hoor gou hier, T20 cricket, jy het met ander woorde jy 20 balbeurte. Die kans dat jy 300 lopies kry in dit, het Andrew gesê, gaan nie gebeur nie. 200 dalk miskien maar nie sommer nie. Ek wil nou sê klein Gilmer nie, maar Gilmer, voeter toe op een dag. 300 lopies en daarna 200 lopies, 500 lopies in T20 cricket een dag. Die hartseer nuus is dat hy 'n beurs gekry het om in Suid-Afrika te gaan skool gaan, maar ek bedoel die bootselling is net daar, maar ek is seker daarvan ons volgende Eagles kaptein is Gilmer Hond. Ja, Henry het verduidelik vir my wat is 'n lopie? Okay, so jy hou die bat vas, Ja. en dan kom iemand van daai kant af gehol en dan slaan jy dit en dan hardloop jy en dis 'n lopie. Okay, so daai heen en weer aksie, dit is 'n lopie. Yes, of 'n 6 of 'n Ja, jy moet daarom fiks wees ons om dit haal 100 keer te doen. dis nie vir enige persoon. Wanneer ons terugkom is die einde van ons nuus, maar wanneer ek en Henry het weer hier is, dan praat ek vir jou cricket. Nee, so sin vlot, dankie dat jy vir ons was, Henry. Dankie. Ons is nou weer terug met die weer. Ons gaan kyk nou hoe maak jy weer môre met jou. Op Katima Mulilo is dit reënerig met 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 34. Op Omaruru gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 34 en in die hoofstad 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius met 'n bewolkte dag. Op Swakopmund môre ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Op Loederitz 'n sonnige dag met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 28 en op Reebot ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 33.
we bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. November het 'n doel om die stigma te verbreek, die gesprek te begin en uiteindelik vroeë kankeropsporing, diagnose en effektiewe behandelings te verhoog en sodoende die aantal voorkombare sterftes as gevolg van prostaat sowel as testikulêre kanker te verminder. Prostaatkanker is die groei van selle wat in die prostaat begin. En die prostaat is 'n klein klier wat help om semen te vervaardig en is net onder die blaas geleë. En die prostaat is ook deel van die manlike voortplantingsstelsel. Prostaatkanker is een van die mees algemene tipe kankers, word gewoonlik vroeg gevind en dit groei dikwels stadig. Die meeste mense met prostaatkanker word genees. Mense wat met vroeë prostaatkanker gediagnoseer word, het dikwels baie behandelingsopsies om te oorweeg en dit kan oorweldigend voel om oor al hierdie opsies te leer en om 'n keuse te maak. Behandelings kan chirurgie, bestralingsterapie of die noukeurige dophou van die prostaatkanker insluit om te sien of dit groei of versprei. As die kanker verder as die prostaat groei of as dit versprei het, is daar steeds egter baie behandelingsopsies. Prostaatkanker wat versprei kan moeiliker wees om te genees, maar selfs wanneer 'n genesing nie moontlik is nie, kan behandelings die groei van die kanker vertraag en jou help om langer te leef. In 1994, a group of Namibians saw a need for a grassroots Namibian medical aid fund. The Prosperity Medical Aid Fund was born right here, among the hard-working fishermen and shipworkers of Walvish Bay. In 2001, in order to establish a fund focused on its members that put their health first, the fund formed its own identity, away from its administrators, Prosperity Health. It was named Renaissance Health as a symbol for the renewal of medical funding in Namibia, a transformation in health. Renaissance members voted for their first board of trustees who would carry the fund forward for all Namibians. By 2010, Renaissance had members across the entire Namibia, a fund founded by Namibians for Namibians to ensure access to quality healthcare. In 2020, RMA was put to the test with COVID-19, supplying life-saving oxygen machines door-to-door to members when our Namibian hospitals were full, saving many of its members' lives. RMA is not just a medical aid fund, it's a partner in health for its members, whether through our chronic compliance programs or yearly wellness checkups. RMA was started by you. It belongs to you. A proudly Namibian first medical aid fund providing the best in care for all Namibians. Renaissance Health Medical Aid Fund, serving Namibia since 1994. RMA. Your health comes first. Ben de Alten van Wilderness Therapy in Namibia saam met my in die Kletskompas ateljee. Ben, hoe gaan dit met jou? Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit gaan baie goed. Dit is baie lekker om jou hier te hê. Dit is mos klein Saterdag soos hulle gesê het. Klein Saterdag. En dit is amper Vrydag. Dis amper klein son dink ek by Kletskompas logika. Maar Ben, vertel gou vir my Wilderness Therapy in Namibia, hierdie platform vir mense om uit in die natuur te kom om hulle kop bietjie skoon te kry. Waar het julle begin? Wilderness Therapy Namibia het in 2006 is die saadjie geplant om 'n program daar te stel wat kan terapie destigmatiseer. Die vrou wat die program aan mekaar gesit het in 2006 begin om data bymekaar te maak van hoe so 'n program kan lyk en moet lyk.
En in 2008 het hulle die eerste groepe gevat om te gaan stap en dit noem ons dan nou die ingrypingsfase van die program. En dan stap die kinders, ons vat gewoonlik 8 kinders op 'n slag met 4 fasiliteerders. Dan stap hulle 'n roete, gewoonlik die Noordloofroete wat 'n 8 dae baie uitdagende roete is. En dan het ons 'n spesiale roete wat ons toestemming het om stroom op te stap in die Visrivier vir 8 dae. En in daai tyd word daar groepsterapie met die kinders gedoen en ook individuele counselling sessies met hulle gedoen. As ons terugkom van die stappe af, dan sit die kinders weer met dieselfde situasie by die huis as wat hulle vanaf weggegaan het. En dan help ons hulle deur 'n mentorskapprogram om in te skakel weer by die skool met hulle nuwe gedagtes by die huis, by hulle vriendekringe. En daai mentorskapprogram loop dan van die dag wat hulle gestap het tot die volgende jaar in September maand. So dit is tussen 12 en 18 maande wat ons dan nog met die kind werk. In daai proses het ons begin om kapasiteit in te bou en dit is onder andere 'n beroepsleidingskliniek wat ons doen met die kinders 'n week lank in Januarie maand van hulle laaste skooljaar. En dan vat ons die kinders ook op 'n toer af kus toe om dan nou te sien wat is die geleenthede in terme van vocational training. Ons vat hulle NIM toe, ons vat hulle na NAMFI toe, ons vat hulle ook na die hawe hoof toe, dat hulle kan sien wat gebeur daar, en ons vat hulle na die dokke toe ook, dat hulle kan sien wat gebeur daar. En verder besoek hulle 'n visfabriek en dan doen hulle so 'n klein bietjie toerisme goed ook. Ons het besef dat dit is 99% van die kinders was nog nooit by die kus gewees nie. So dit is vir hulle 'n wonderlike openbaring. Die kinders wat ons mee werk, die kom uit 3 skole in Windhoek, Kommastura, Ella Du Plessis en Augustinium. En dan doen ons Reboot Hoërskool in Reboot. So dit is die 4 skole wat ons mee werk. 8 kinders in 'n groep en ons doen 5 groepe in 'n jaar, so dis 40 kinders in 'n jaar wat deur ons hande gaan. 'n Program wat uniek is, daar is nie nog so ene in die suidelike halfrond nie, glo ek. Ek is baie trots om te sê dat dit is 'n baie unieke program en ons resultate is baie goed. Ja, ek moet vir jou sê, ek as 'n Namibier is trots daarop dat ons jong mense buite in ons beeldskone natuur kan kry. Maar vertel vir my bietjie, hoekom het jy gedink dis belangrik om betrokke te raak by so 'n program? Die kinders is die toekoms. Jy weet, as 'n ou teruggaan na 2022 toe wat gebeur het in Suid-Afrika, toe die klomp mense begin rondhardloop het en winkels beroof het en alsovoorts, het ek net weer eens besef dat as iemand nie hoop het nie en het niks om te verloor nie, dan het jy nie eens nodig om vir hom 'n blikkie Coke en 'n pakkie chips te gee om te koop om te doen wat jy wil hê hy moet doen nie. Ja. Jy hoef net vir hom te sê daar is, gaan vat. En dit is nou bietjie wyd gevat en ver gevat, maar wat ons probeer doen is om hoop te gee vir die kinders. Want hy kom uit die skool uit 'n skoolstelsel wat hulle in elk geval faal, kom hy uit en hy sien nie 'n toekoms vir homself nie, hy het nie hoop nie. So ek het betrokke geraak juis daaroor, want ek het besef dat iemand moet ernstiger, al is dit net 'n klein groepietjie, 'n saadjie saai en probeer en kyk of 'n mens nie daarom 'n ander denkwyse in die kinders se koppe in kan kry, om te sê daar is hoop, maar jy moet jou handjies vuil maak en jy moet jou moutjies oprol. En jy moet werk, dit gaan nie vir jou stapskoene aantrek. En stapskoene aantrek, absoluut, ja. En dan wil ek by jou hoor, jy sê nou julle werk baie met die jeug in hierdie klein intieme groepie. So ek sou aanneem dat julle elkeen individueel kan bereik en die aandag kan gee wat hulle nodig het. Ja. Dink jy ons gee genoeg aandag aan kinders se geestesgesondheid in Namibië? Maar glad nie. Die probleem begin by die huis. Waar 90% van die kinders uit gebroke huis uitkom, nie uit 'n huisgesin uitkom wat ons tradisioneel ken nie. Waar daar nie 'n vaderfiguur beskikbaar is of betrokke is nie. Baie van die kinders wat ons mee werk, die word by 'n ouma of 'n tannie groot. Ons het nogals 'n redelike
hoeveelheid van hulle wat uit die noorde uitkom byvoorbeeld, wat windhoek toe gestuur word, want hy is 'n bruid ouetjie, en nou moet hy hier na 'n skool toe kom, en hy word op 'n bussie gelaai, en hy word 'n selfoonnommer gegee van 'n familielid, en die familielid kan al klaar nie liggaam en siel aan mekaar hou nie, en dan kom daai kind hier aan, en hy is verlore, en dit is absolute teelaarde vir bendes en al daai tipe van goeterse. So ja, geestesgesondheid het definitief baie werk aan. Ons probeer om die trauma wat eintlik gedragsprobleme veroorsaak, om daai trauma te ontrafel, want as jy teruggaan na enige iemand se gedragspatrone toe, en veral negatiewe gedragspatrone, is trauma gefundeerd. En dit is 'n kind wat as 'n babietjie word, hy sy ma raak swanger op watter ouderdom ook al. Ek meen die debuut is deesdae 12 jaar oud. En dan word daai babietjie deur 'n ma of 'n ouma dan nou grootgemaak. En dan kan ouma nie meer nie, dan word hy aangegee na die volgende en na die volgende. En elkeen van daai verbintenisse wat verbreek word, die is 'n traumatiese ervaring vir daai kind wat hy saam met hom dra. En dan kom daai gedrag kom uit in die skool. En dan is hy of 'n acting in of 'n acting out tipe kind, of hy skop die banke om en hy maak lawaai, of hy gaan sit in 'n hoekie en hy krap sy kop. So ja, daar's regtig verskriklik baie leemtes om gevul te word in daai omgewing. Ja. En dan, hoe ondervind jy dat die natuur anders werk as ander soorte terapie? Jy weet, as 'n kind nou voor 'n terapeut sou gaan sit of met sy vriende sou praat, ondervind jy dat die natuur vir hulle anders werk as terapie? Absoluut. In die natuur stap hulle, ek meen dis 8 van hulle, hy stap, hy kry swaar. Hy kry 'n rugsak vol goed uit, al 8 dae se kos is in daai rugsak in. Party van hulle is maar 'n baksteen en 'n botteltjie hoog. Die rugsak is dikwels amper groter as wat die kind self is. Maar dit is die eerste uitdaging wat hy kry, wat hom fisies uitdaag, op so 'n manier dat hy kan sê, maar ek kan. En hy kom in omstandighede waar hy gedwing word om 'n leierskapposisie in te neem. En dan sit ons om die vuur en ons doen so 'n bietjie groepsterapie met hulle, en elkeen kry 'n kans om te praat. En die eerste goue reël is wat gesê word op die stap, bly op die stap. So dan maak hulle oop, en die natuur is net 'n wonderlike plek, want daar's stilte. En hy kan daar op 'n klip gaan sit met sy eie gedagtes en niemand pla hom nie. Ja. En 'n groot deel van dit wat ons in die natuur ook doen, is om die verhouding tussen mens en natuur tuis te bring by hulle. Dat ons kan nie bestaan sonder dit wat daar rondom ons is nie. Ons moet dit oppas, ons moet dit koester, en net so moet die kind begin besef, maar daar waar hy vandaan kom, wat maak hy met dit wat hy daar het? So ja, die natuur is 'n pragtige groot canvas waar hy sy eie prentjie kan gaan teken. Ja. En dan laastens, ek kan nou letterlik heeldag met jou hier sit en gesels, Ben, maar ongelukkig ons program moet op 'n punt op 'n einde kom. Julle het 'n paar fondsinsamelingsgeleenthede nou binnekort. Absoluut. Tel bietjie. Ons het 3 spanne wat in die Desert Dash gaan ry, 401 kilometer, en daar is 'n hele veldtog daaraan verbonde. Julle sal ons dalk langs die strate sien met sulke borde. Ja. Daar's by 'n paar straathoeke het ons die borde met die QR-kode op wat jy kan gaan scan, en jy kan daar so 'n donasie maak. Ons gebruik Back a Buddy daarvoor. Daar is nie nog 'n platform in Namibië, of daar is nie 'n platform in Namibië vir so iets nie, so daarom gebruik ons die ou Suid-Afrikaanse ding. Ons haat dit elke oomblik, maar ja, dalk is daar iemand hier buite wat 'n Namibiese platform soos Back a Buddy wil aan mekaar sit. Ja. Dan het ons nou Vrydag wat kom, die 7de November, is die paddle kampioenskap wat deur Fly Namibia gereël word ten bate van wildernisterapie. So al die inskrywingsgeld van die spanne wat gaan deelneem, die kom na ons toe. Ons is verskriklik dankbaar daarvoor. Ja, dit is wat op hierdie stadium met ons fondsinsameling gaan. Ons is eintlik nogals redelik, ek wil nie sê desperaat nie, ons het dringend fondse nodig. Ja. Dit kos ons in die omgewing van R53,000
per kind om hom deur die program te vat. So dit is nou van die oomblik wat hy begin stap tot dat hy klaar maak die volgende jaar in September. So dit is 'n aardige klompie geld. En ons is geseënd met organisasies wat ons help. Ek hoop ek mag dit sê, maar Gondwana het vir ons verlede jaar al die kos wat op die stappe gebruik word, het Gondwana vir ons geborg. Ons het borge wat nou in hierdie Desert Dash ding, Westnest Lodge wat verblyf gegee het, Waterberg Nature Lodge wat verblyf gee wat ons kan gebruik as pryse. Ja. Ek sê daar's wonderlike mense wat vir ons help met sulke goed. Ons het ongelukkig ook salarisse nodig en daai administrasiekostes die moet ook gedek word. So ons het fondse nodig. Elke welsynsorganisasie soos wat ons is en as daar ons is wat dink hulle kan dalk vir ons help, ons kan vir jouself 'n belastingsertifikaat gee wat jy jou donasie van belasting kan terugeis. Ja. Okay, baie dankie Ben. Hou Wilderness Therapy Namibia se sosiale media platforms dop. As jy nou nie heeltemal wil gaan vetstrap vir hulle nie, kan jy seker maar 'n skenking deur hulle sosiale media ook daar bewerbe en reël. Baie dankie dat jy by ons was, Ben. Daarmee die einde van ons episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug om 12:30 op Netwerk Televisie as ook oneup2.com, maar tot dan, is dit mooi bly.